Dankie Heer dat U by my bly. Dankie Heer, U so naby my. Hoe gaan dit met jou dankbaarheid? Het jy al so 'n paar skuwe gemaak? Lag jy meer? Kla jy minder? Hoor julle? Môre. Ek hoop dit is 'n wonderlike dag. Gaan vanmôre 'n bietjie verder praat oor jou dankbaarheid. Want kinders van die Here se dankbaarheidslig skyn helder. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Die volgende 2 tekens of eintlik maatstaf waarmee jy meet hoe dankbaar jy is, staan ook geskrywe in die woord van die Here. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met julle daaroor praat. En ek wil hierdie gedeelte vir julle lees. So terwyl ek hier weer op hierdie pragtige kronkelpaadjie stap, wil ek vir julle kom lees in 2 Korintiërs 9. Skryf Paulus hierdie woorde. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie iets wat afgepers is nie. Luister baie mooi hierna. Dink daaraan, wie karig saai sal karig oes en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in die hart voorgenem het en nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En dan moet jy 'n bietjie hierdie gedeelte gaan lees oor Paulus wat sê om te gee is om dankbaar te wees. 'n Dankbare mens gee maklik, sonder om iets in ruil terug te verwag. Sonder om te sê ek gee maar op hierdie voorwaardes. En dan hier in vers 11 staan dit, luister bietjie wat staan hier geskrywe. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. 'n Dankbare mens gee maklik. Dit is altyd vir my die moeilikste ding om 'n klomp geld te gaan betaal vir 'n verkeerskaartjie wat ek gekry het, want daarvoor kry ek net so 'n stukkie papier terug. Dan dink ek, Here, dis 'n klomp geld vir niks. Maar wanneer jy geld gee vir die koninkryk van God, of vir mense wat in nood is, of vir God homself, dan kry jy eintlik niks in ruil daarvoor nie. Eintlik kry jy die ewige lewe. En die Here kom sê, 'n dankbare mens gee maklik. Hoe maklik gee jy? Is dit maklik vir jou om R100 uit te haal en dit vir iemand te skenk? Of as jy met die silwer en die bronsstukkies besig wanneer jy uitdeel en wanneer jy op jouself spandeer, dan haal jy die persnote uit of die oranje note, die 200, kyk, hy word baie moeilik uitgedeel. 'n Dankbare mens gee.
Hy saai. Weet julle wat sê die Here hier? Hy sal nog meer saad in jou hande kom saai. Hy gaan vir jou die vermoë gee om nog meer te saai. Dis die belofte. Partykeer wonder ons hoekom ons so min het. Want ons saai nie. 'n Dankbare mens gee met blymoedigheid. Want hy maak God dankbaar. Dat God hier sê dat hy gedank word deur wat ons gee. Want alles is tog mos syne, broers en susters. Weet jouself bietjie. Vra die mense om jou. Gee jy maklik of is jy synig? Soek hy beursie deur, kyk jy bly om deur totdat jy 'n noot kry wat jy maklik kan weggee. Nie 'n noot nie, 'n geldstukkie. Nee, ons het niks in ons beursie vermoor nie, want daar lê net 400 R200 note daar. Sorry jong, ek kan nie vir jou gee nie. Ons kan nie vermoere 'n dankoffer by die kerk gee nie, want ons het nie silwer nie en ons het nie brons nie. Hoe maklik gee jy? En ek wil nie jou geld hê nie. Maar God wil dit hê. Hy het dit nodig. 'n Dankbare mens, 'n oop hand. Maklik om te gee. Hy maak ook nie elke keer sommetjies wanneer hy wil gee nie. Hy gee sommer maar net. Hy vra ook nie voorwaardes vir sy gee nie. Hy gee net. Want die Here lê dit op sy hart. Hoe maklik gee jy? Die 4de maatstaf waarin jy jou meet, jou dankbaarheidsglans lig meet, is die woordjie tevrede. Hoe tevrede is jy? Is jy tevrede met jou snors? Is jy tevrede met jou postuur? Is jy tevrede met jou grys hare? Is jy tevrede met jou kinders? Met jou kleinkind? Is jy tevrede met jou vrou en jou man, jou huis, jou kar? Al rook hy as jy hom start in die môre? Hoe tevrede is jy? En interessant dat Paulus ook hier skrywe in 2 Korintiërs 9, dit is vir my so mooi, hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. 'n Tevrede mens is vrygewig met die manier waarop hy optree. Hy's vrygewig met sy liefde. Hy's vrygewig met sy aanvaarding. Hy's vrygewig tevrede met wie hy is. Hoe tevrede is jy? Ek sien mense wat oor niks tevrede is nie. Die kar moet beter, die huis moet beter, sy vrou moet maarder, sy kind moet slimmer, beter presteer, meer dit, meer dat. Nooit tevrede nie, altyd hierdie drang. Ek sit nou die dag met 'n jong kind en praat, sê hy, weet jy, oom Dominee, ek kon nooit slim genoeg vir my pa wees nie. Die beste wat ek kon was net nooit goed genoeg. Dis 'n verskriklike ding, hierdie nie tevrede wees nie. 'n Dankbare mens is 'n tevrede mens. Is okay. Here, dit wat ek het is goed. Ek hoef nie meer te hê nie. Here, my belewenis met U was goed genoeg, Here. My plek waar ek aanbid is goed genoeg, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, vir wat ek het, Here. Jy kan nie dankie sê as jy nie tevrede is nie. Waarvoor moet jy dan dankie sê? Ek onthou ou spreek wat my oupa altyd vir my gesê. Hy het gesê, Elmore, net te voet en te perd en tevrede. Alle ander tis is verkeerd. En dis presies hierdie te wat 'n mens ontevrede maak. Te veel van 'n ding en te mooi en te slim en te ver en te groot.
maak jou ontevrede, te voet en te perd en tevrede. En dan staan dit so pragtig hier geskrywe. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. En dis die ding, 'n dankbare mens veroorsaak dat daar eer aan God gebring word. Is dit nie wat ons wil doen nie? Eer aan God. Die eerste ene, onthou julle? Kla jy? Baie? 'n Dankbare mens kla nie. Tweede ene? Ja, nou het ek al half hom ook vergeet. Mary, kan jy onthou wat die tweede een was? Kom ons sê maar die derde ene is, jy gee maklik, en die vierde ene is, jy's tevrede, ja, jy lag baie. Jy lag baie. Ontvang vanmôre die seën van die Here. Liewe kinders, liewe mammas en pappas, liewe oupas en oumas, mag die Here julle kom toevou in dankbaarheid. Amen. Ek is nie altyd seker nie altyd vas oortuig, wie se gevoelens eg is nie, wie se intensies reg. Oordeel ek vinnig, besluit ek te gou, vooropgestelde idees, oor jou en oor jou en oor jou en oor jou, los my skuldig en soms alleen. Waar gaan ek heen, as die dae begin lank raak, waarheen in my onrustigste uur, ek kom na hier, waar ek laat nag voor 'n koolstoof van my siel skiet, te sien wat word gebore uit die hart. Dis hier waar ek vanaand noukeurig luister, die stem wat my soms ver van hier af vat. En ek loop kaalvoet deur 'n wêreld sonder grens, 'n wêreld sonder vrese, 'n wêreld sonder vrae, van niemand skinder nie, en niemand pla, maar mekaar wil dra. Ek het nie altyd vrede nie altyd rustigheid. Hoekom ek so geseënd is nie, met liefde en min verwyd. Doen nie wat ek sê nie en gee nie genoeg, ignoreer soms my grootste vriend. My meeste besluite bevoordeel myself, toch seën U my onverdiend. Buite my huis maak die reën alles skoon, buite my venster waar ek woon, is dit groen. Die reën omhels die aarde met 'n klap so, los die vange van die heuwelspap op nat, en die son kom druk die aarde teen sy bors vas, en die grond drink voor hy als vir hom kom vat. En ek loop kaalvoet deur 'n wêreld sonder grens, 'n wêreld sonder vrese, 'n wêreld sonder vrae, van niemand skinder nie, en niemand pla. Ons is nooit tevrede nie, en niks is ooit genoeg. Besittings gee nie lewe nie, die sonde maak ons moeg. Ons hoop lê nie in môre nie, want môre het nie krag. Môre het nie wysheid nie, genade vir vandag is genoeg. En waar gaan ek heen, as die dae begin lank raak, waarheen in my onrustigste uur,